Goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, hoeveel vleis benodig 'n leeu per dag? En die antwoord is tussen 5 en 7 kilogram is wat hulle nodig het per dag. Maar 'n groot mannetjie kan tot 30 kilo, van 30 tot 40 kilogram in 'n enkel maaltyd vreet. Nou, omdat hulle nie gereeld jag nie en nie elke dag suksesvol is met die jag nie, eet leeu's gewoonlik baie wanneer hulle iets vang dan ook. En dan is dit sekerlik wat hulle dan ook, wanneer hulle so baie eet, wat hulle vir 'n paar dae dan nou eers weer vas, voordat hulle weer eet. 'n Mannetjie benodig ongeveer 7 kilogram vleis per dag, en dan die wyfies benodig ongeveer 5 kilogram vleis per dag. Die mannetjies vreet swaar en minder gereeld as wat die wyfies seker sou doen dan ook. So liewe vriende, geweldig baie vleis wat hulle nodig het om te oorleef dan. So die olifant sal sekerlik baie help in die wyse dan ook. So sien ons dan in die Bybel, liewe vriende, iets wonderlik. Jy weet, as 'n olifant nou moet doodgaan dat 'n trop leeu's kan oorleef en die klein leeuetjies kan oorleef, dan is dit nog 'n groter saak, liewe vriende, dat ons eintlik almal ook moes sterwe in ons sonde en dat ons nooit in die hemel sou kon kom, nooit in 'n lewende verhouding met die Here kon wees nie. En daarom het die Here Jesus homself as 'n offer kom gee vir ons. Vir jou het die Here sy lewe kom gee. Ons lees in Hebreërs 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, jou gewete reinig van dooie werk om die lewende God te dien. Ja, die Here Jesus het homself as 'n offer kom gee, en ek weet baie mense weet dit, dat die Here aan die kruis kom sterf het, dat hy sy bloed gestort het, liewe vriende, maar dit help niks as dit nie deel van jou lewe word nie. Want die Here het sy lewe as 'n offer gegee, sodat ons gereinig kan word, ons gewete gereinig kan word, ons van dooie werke verlos kan word, dat ons werke kan doen wat God behaag en waarin ons die Here kan dien. En dit is sekerlik waarom die Here hom as 'n offer gegee het, sodat u in staat sal kan wees, dat u kan verander om God te kan dien. So die vraag vanoggend is, het die Here dit al vir u gedoen? Is u op daardie plek? Ook so in Efesiërs 5 vers 2 staan daar, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en homself vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. So liewe vriende, weer eens, die Here het hom oorgegee as 'n gawe aan God tot 'n lieflike geur. Die rede, omdat die Here dit gedoen het, wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het. So behoort ons sekerlik te weet dat die liefde van God 'n werklikheid nie net in ons lewe word nie, maar ook in ander mense se lewe, omdat ons hierdie wonderlike offer van die Here Jesus kom aanneem het, sy kruiswerk, sy versoening kom aanneem het. En dan in Hebreërs 9 vers 26, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En weer eens, die Here het sy lewe as 'n offer gegee. Wat is die rede? Om ons sondes weg te neem, om ons te verlos en vry te maak van sonde. So liewe vriende, ons kan nie sê, ek het die offer van die Here aanvaar, ek het dit aangeneem, maar ek leef nog in my sonde nie. Dan weet ek net van die offer, maar ek het dit nog nie aanvaar nie. As ek die offer van die Here aanvaar het, het ek my sonde na die Here toe gebring en gesê, Here, dankie dat u in my plek kom sterf het, en wil u my nie verlos van sonde, kom neem hierdie verlossing aan, hierdie offer van u, kom neem ek aan, Here, en dat ek so vrygemaak kan word, dat ek in liefde kan wandel, dat ons gewete gereinig kan wees, dat ons die Here kan dien. Dis dit waarom die Here dit kom doen het. Mag u daarvan weet, as u dit nie weet nie, moet u vandag sekerlik weet, die Here het sy lewe nog steeds as 'n offer vir u gegee. Dit is nog vandag beskikbaar, kom neem dit aan, en vertrou die Here en wy u lewe aan hom dan ook. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie dat u vir ons hierdie offer gebring het, sodat ons verlos kan word. Sonder u is dit vir ons onmoontlik, en daarom eer ons u vir dit wat u vir ons kom doen. Amen.